Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend kom uit Hebreërs 12, vers 12 tot 13. Daarom rig die slaaphande, die verlamde knieë weer op. Maak reguit die paaie vir julle voete, sodat krepeel is nie uit litheid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Julle moenie soos 'n klomp geestelike swakkelinge leef nie, wees entoesiasties oor wat julle as Christene doen. Loop julle lewenspad met soveel oortuiging dat die mense wat agter julle aankom en maar 'n bietjie sukkel, hulle gesukkel sal afgooi en met soveel oortuiging as julle die lewenspad verder begin loop. Nou hierdie is geskryf deur God se Heilige Gees geïnspireer, sodat ek en jy hierdeur bemoedig kan word, om jou hande van geloof op te lig en jou lam knieë van geloof in gebed sterk te maak. Sien jou gees mens te doen, wanneer daar moedeloosheid in jou siel is. Sien hoe jy jou hande daar in jou gees oplig en hoe jy te kniel. Want te veel raak ons hande swak en ons bene raak moeg om hierdie wedloop te hardloop. Ons hande raak swak om te ontvang wat God ons wil gee en ons knieë raak moeg om aanhoudend te bid. Die Here wys hier presies vir ons waar ons versterking nodig het, in ons hande om te ontvang en in ons knieë om aanhoudend te kan bly bid. Wanneer ons moedeloos begin raak, is dit die kleinste dingetjies wat ons begin neergedruk maak, wat vrese by ons wakker maak. Ons sal baie keer eerder die maklike uitweg kies, as om die dinge te face. Dalk is daar iets in jou fisiese swakheid, wat God vir jou wil kom heel maak. En dan voel 'n mens dit eers in jou siel, daar in jou liggaam. Daarom begin dit maak nie saak hoe ek die binnekant my voel nie. Ek moet in geloof begin opstaan, daadwerklik bly bid, in gees my deel doen, om my slaaphande en my lam knieë te versterk. Want my liggaam sê vir my baie keer wat eintlik in my binneste aangaan. Ons natuurlike reaksie is om hulp te vra van iemand of om hierdie probleem te loop, 'n ander ompad te soek. Ons kry baie keer maniere om iets te loop, eerder as om iets te face. Want wat ons moet face, is baie keer vreesaanjaend en dit is oorweldigend. Ons kom dikwels op met die verskoning, ek is nie nou gereed vir dit nie, want dit gaan 'n opoffering en 'n gehoorsaamheid vat. Dalk face jy vanoggend mure van Jerigo wat moet val, maar het jy nie die krag om en om dit te loop en moed te hou in die belofte wat God vir jou gegee het, dat hy vir jou sal veg nie. Dalk bid ons nie meer deur nie, maar ons hou halfpad op en ons kry nie antwoorde nie. God wil vir jou vanoggend sê, rig op jou slaaphande, maak dit oop voor hom, dat hy vir jou kan gee, in gebed waarvoor jy kniel, dat jy reguit op dit kan afloop wat jy face, en dat jy sal weet die water van die Jordaan het nie oopgegaan voordat hulle eerste tree daarin gegee het nie. Moenie jou voete toelaat om 'n ander pad te vat as waardeur die Here jou wil lei nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vanoggend u bloed kan drink, om versterk te word, om my hande te kan ophef
in U te kan loof en U te kan prys en my hande te kan oopmaak, Here, om te ontvang wat U vir my wil gee. Here Jesus, dankie ook dat deur U wonde daar vir my hande genesing is, om hulle te kan oopmaak, dat dit versterk word, en Here ook vir my lampknieë. Dankie Here, dat U volmaakte liefde deur my vloei, en ek hoef nie te vrees, as ek in U teenwoordigheid is nie. Amen.